lekker om hier welkom gegee te word. So, baie dankie vir die geleentheid om vanmôre saam met julle te kan wees. Chris het my al hierso in Augustus maand al gebel al. So hy sê man, jy dink goed vooraf reël. En toe het hy my sê, om die 26 Desember dink ek self wel, word nie te moeilik te wees om 'n onderwerp te kry vir die 26 Desember nie. Daar is 'n onderwerp wat oor kan preek eintlik, wat almal gaan raak en almal gaan dit sleg voel. En dis oor eet. So, ek hoop nie julle is almal vanmôre skuldig daaraan nie, ek gaan nou nie daarop ingaan hoeveel almal hulle skuldig voel vanmôre oor alles wat gister opgeëet is nie. Ons hoop jy dit geniet. Dis 'n wonderlike voorreg om Kersfees saam met die familie te wees. Vir u wat die geleentheid gehad het, die ons dink aan die. Baie dankie dat u vanmôre hier is. Van die bitterenders wat vanmôre weer gekom het na Augustus se klompdienste. My een seun het vanmôre gesê, hierdie 2 Sondae, een naweek is 'n bietjie rof. So, maar in elk geval, ons is vanmôre hier en ons gaan luister na die Here se woord. En dit is vir ons die belangrikste, né? Kom ons raak stil. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot 'n ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing tot eer van die Here, Gesang 345, sommer al 4 die verse, dit is so 'n mooi lied. Dit Kersfeeslied nog 3, 4, 5, al die verse. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde. Ook kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heil gebore. Kom buig daarin aanbidding. Al 4 die verse, kom ons sing lekker saam. Kom ons luister nou na die samevatting van die wet van die Here.
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Geliefdes, in Daniël 9 vers 9 lees ons dat Daniël in 'n gebed met die Here praat en dan sê hy die volgende. Hy sê: "Maar U, Here God, Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U." Die Hebreëse woord vir barmhartigheid of ontferming is 'n baie interessante woord. Die woord rachamim. As iets in die einde im is, dan beteken dit in die meervoud. En dis die wonderlike van dat Daniël eintlik sê, Here, in U groot ontferming, die groot barmhartigheid, is U so in oorvloed na ons toe aan die kom. Want dit word in die meervoud geskryf. Teenoor die woordjie sonde, wat altyd in die enkelvoud geskryf. Wat wil dit vir ons sê? Dit sê vanmôre vir my en vir jou, dat God in sy barmhartigheid, en in sy ontferming, en in sy vergifnis, baie groter is, as enige of elke sonde wat ek en jy kan doen, en gedoen het. Sy barmhartigheid kan nie uitgeput word nie. Hy raak nooit moeg daarvoor, om na sondaars soos ons te luister, as ons kom vra, Here, vergewe ons nie. Hy antwoord in die meervoud, as ons sondig in die enkelvoud. Want sy genade is so groot. En daarom sê hy vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons van al ons sondes reinig, en ons vergewe. Kom ons antwoord nou met Gesang 365, en dan bly ons staan vir die geloofsbelijdenis. 365 eerste en tweede vers. Vrymoedigheid vir mekaar, en vir die hele wêreld gaan sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons die Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Liefdes, kom ons maak vanmôre hier is 'n woord oop.
by 2 gedeeltes uit die evangelie van Johannes, Johannes 1 en ook uit Johannes hoofstuk 8. Johannes 1 vanaf vers 6. Nou staan daar as volg, voordat ons lees, kom ons raak hier stil. Heilige Vader, as ons door die Bybel opgemaak het, by die 2 gedeeltes, dan wil ons vir vra, Here, op u besondere werking van die Heilige Gees, kom werk ook vanmorgen in ons elkeen. Ja, Here, wil u met ons kom praat. Maak ons ore oop, maak ons ontvankelijk, maak ons soos 'n spons. Ons moet nie na mense luister, Here, maar u woord in te drink, in ons hart te bære. Want Here, môre en oormôre gaan Kersfees aan. En ons gaan vashou aan die kindjie wat in die klip van Bethlehem gelê het. Wat weer eens aan ons bekend gestel is op Kersdag. Maar wat ons nie wil u kan skryf en los vir volgende Kersfees nie, maar met wie ons wil saam lewe elke dag. Kom nou, Here, vanmôre. U kom breek u woord vir ons oop. U maak dit vir ons duidelik. Amen. Vers 6, Johannes 1. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toegekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Dan gaan ons oor na Johannes hoofstuk 8. Ons lees vanaf die 3de vers. Die skrifgeleerdes en fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is. En laat haar in die middel van die mense staan, van die kring staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk, met sy vinger op die grond geskryf. En toe hulle aanhou om te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Dan het hy weer gebuk en op die grond geskryf. Toe hulle hoor dat hy wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het die een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand die Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, moet van nou af nie meer sonde doen nie. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ons lees dit so ver. Mag deur op die gedeelte ons harte seën en heilig. Vers 9 van hoofstuk 1. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Die ware lig wat na elke mens toe kom verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Kersfees is tyd van ligte. Ons sien oral as liggies. Die winkels se vensters is liggies, die kersboom met liggies en die strate is opgemaak met liggies. So Kersfeestyd is simbolies van ligte. So klompe jare terug, heel paar jaar terug voordat ons begin loadshedding kry, het ons by geleentheid ons strandhuis verhuur
En toe as ons terugkom na die viering weer by die huis, toe kry ek 'n baie interessante, wil julle die foto vir ons kry? Kry ons 'n baie interessante pakkie kersse in die huis lê. En wat my onmiddellik getref het, was die woorde wat op die kerspakkie gestaan het. Jesus, your light. Jesus is alive. Jesus Kimoreno. En ek het myself gedink, wow, fantasties. Hier is 'n ou wat 'n kersfabriek het, en hy het hierdie fabriek, het hy gesê, ek gaan uit hierdie fabriek uit, gaan ek 'n getuienis in die wêreld instuur, sodat elkeen wat 'n pakkie kersse koop, sy kan weet, ek kan lees, Jesus is eintlik die lig. Jesus is the light. Nou dit sou vir hom sien iets gekos het, want mense wat nie Jesus glo nie sou gesê, ek sê, laat my so kers, ek wil so 'n pakkie in my huis hê nie. Dit sou vir hom finansiële verlies kon veroorsaak het. Maar die durf van die dag gelê om te sê, ek gee nie om of ek gaan finansiële verlies hê nie. Ek gaan hierdie pakkie kersse in die wêreld instuur as 'n getuienis dat Jesus die lig is. Weet die probleem is met die Kersfees, is dat vir Kersfees baie keer gaan om alle ander dinge behalwe om die ware lig, Jesus Christus. Dink net aan hoeveel maande al is ons besig om voor te berei vir Kersfees. Vir wat Kersfees geëet gaan word, vir geskenke wat ons van die en vir daai gaan gee, en vir wat sal ons graag die kinders wil gee vir Kersfees, en ons beplan ons vakansie, en beplan alles wat vir Kersfees, en so baie keer gaan dit om die ander dinge, behalwe om die een waarom het werklik moet gaan, naamlik Jesus Christus. En nou is baie keer so vas aan mensgemaakte liggies. Die storieetjie van die seentjie wat saam met sy oupa in die bos gestap het om 'n Kersfeesboom te gaan kap. En hy stap van een boom na 'n ander boom, hy is nie tevrede met een van hulle nie. Nou oupa raak later aan moeg, want daar was net 'n mooi bome geweest, maar hy is nou nie een van hulle nie. En sê oupa vir hom, kyk boeta, nou raak oupa aan moeg gestap. As ek nou nog een boom kry wat reg is, dan kap ons hom af. Jy sien jy lyk so op pa. Oupa, en sê nou maar hy kom met die liggies aan nie. Johannes 1 vers 9 vertel vir ons iets van die ware kern van Kersfees. As ek wil sê, die ware lig, die lig van die wêreld, die lig is aan die kom, en dis nie sommer net so lig nie, dis die ware lig. Johannes 8 vers 12 sê Jesus self, hy sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nie in duisternis wandel nie. Jesus sê nie, ek is dit nog 'n lig nie, of ek hou vir jou die lig voor nie, of ek hou vir jy vir die pad na die lig toe nie. Hy sê, ek is die lig. Ek is die lig. Nou kan dit vir ons baie betekenis inhou. Ek het maar aan 3 gedink. Simbolies is Jesus Christus in die lig vir ons die bewys van God se teenwoordigheid by my in my lewe. Wanneer dit my lewe donker raak, wanneer dit my swaar gaan, wanneer ek in ellende verval, en wanneer ek geworstel is met myself, en worstel met probleme, en worstel met die wêreld waarin ek is, wil Jesus my kom sê, maar ek is die lig. Ek is teenwoordig in hierdie wêreld. As die volk uit Egipte uittrek, en Exodus lees ons, dan is daar die dag 'n wolkkolom, en die nag 'n vuurkolom om vir hulle die pad te wys, nie maar nie die pad te wys nie, maar om te sê, God is by julle in hierdie trek. Alleen dorre woestyn voor. Julle is massas mense. Julle gaan gevare tegemoet. Daar gaan dinge met julle gebeur. Julle gaan honger kry, julle gaan dors kry. Daar wag 'n onthou. Ek is by jou. Ek is by jou. Josua 1 vers 5 sê God van Josua dat hy vir Moses opvolg. Hy sê, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. Nou, die wat vir Jesus as die lig in hulle lewe het, sal weet, God stap saam met my. Hy is by my in elke moment en in elke faset van my lewe. Toen is dit nou beteken dat Here daarmee vir ons wil sê, ek is die lig om vir jou die pad vorentoe te wys. Want wie van ons ken die pad vorentoe? Wie van ons weet wat môre en oormôre gaan gebeur? Wie weet van ons nie wat in
2022 gaan gebeur. Ons weet nie. So wat ons nie geweet het wat in 2021 gaan gebeur nie. So dat ons die katastrofe van 2020 kon verwag het nie. Maar die Here sê vir ons, hy sê, wie my volg, Johannes 1 vers 12, hy sê, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê, wat lewe gee. Die volk in Egypte uittrek, in Exodus, die wolkkolom en die vuurkolom, was vooruit. Al wat hulle moes gedoen het, is volg, in gehoorsaamheid, na waar hierdie lig vir hulle lei. As Jesus hier kom werk met hierdie vrou wat oorspel gepleeg het, dan wil almal haar net dood hê. Almal wil haar dood gooi. Maar aan die einde kom Jesus en sê vir haar, as niemand dit waag om jou te gooi nie, ek ook nie. Gaan, jy moet van nou af nie meer sonde doen nie. Gaan en laat die pad wat vir jy nou gaan loop, 'n nuwe pad wees, 'n pad waarin jy vir Jesus as die lig van jou lewe sal hê, 'n pad waarin jy vir hom plek sal maak, waarin jy vir hom tyd sal maak, waarin jy in jou besigheid en in jou werk en in jou kinders se skool gaan en alles vir hom plek sal maak, want hy trek vooruit. As jy nie weet hoe nie, vra, hy weet. As die paadjie vir jou tuister word, hy gaan vooruit. Jesus gee vir haar raad, vir die vrou, oor 'n lewe vorentoe. Hy wys vir haar die pad aan. Hy word soos wat Psalm 191 sê, die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. Of soos Paulus sê in Efesiërs 5 vers 8, vroeër was julle in duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Die derde ding wat ek kon dink is, dat die lig ook vir ons 'n teken van hoop is. Hoop vir die hopelose. As hierdie oorspelige vrou daar in die kringetjie sit, en sy weet, haar lot is om gestenig te word. En sy verwag enige oomblik dat die klip op haar gaan neerreën totdat sy dood is. Dan hoor sy in die stilte, hoe van die een klip na die ander op die grond. En die een tref aan. En as jy dan opkyk, kyk sy in die oë van Jesus. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Ek gee vir jou hoop, vir 'n lewe wat vorentoe lê. En hierdie vrou kry hoop. Die vrou kry lig in haar lewe, wat duister en donker was. Sy kon begin om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Want Jesus het vir haar daardie hoop gegee vir die pad vorentoe. By nader ondersoek met hierdie pakkie was ek baie opgewonde oor hierdie lig, hierdie kerspakkie. Toe 'n bietjie nader ondersoek is daar nog een kers in die pakkie oor gewees. En ek het gewonder hoe kon hulle die kers ook gebruik. En toe ek die kers ondersoek, kom ek agter hoekom. Die kers het nie 'n put in nie. Dis nutteloos. Dit kan hom nie gebruik nie. Hierdie kers het nie 'n put nie. Wat maak jy met 'n kers sonder 'n put? Jy vat hom, jy gooi hom weg of jy bern hom later en vir hom nog 'n preek. Jy weet, daar is so baie valse ligte in hierdie wêreld. En ons as mens hou baie keer so vas aan die valse dinge. Die wêreld waarin ons lief het vir Jesus so nodig. Maar hulle gryp na ander dinge. Die lewe wêreld van ons is baie keer sonder hoop. Sonder enige vreugde, sonder blydskap. Daar's net donkerte en probleme. Mense is eensaam terwyl van die feit dat hulle in massa saam is. Mense is moeg, mense is siek. Mense het 'n baie besonderse lig nodig. En hierdie lig is Jesus. Wat die ware lig is, nie 'n valse lig nie. Dit is die storie van 'n gemeenskapie by 'n myndorp, waar die gemeenskapie nou gebly het in ons weet almal myners kan maar 'n tydjie rowwe ouers wees. En hierdie klomp hier was 'n rowwelot. Nou onder hierdie klomp myners was daar net een getroude paartjie gewees. En die vroutjie het toe verwag
Maar ongelukkig by die geboorte van die baba is hy toe oorlede. Nou sit hierdie klomp rowwe ouens met 'n babietjie. Nou wat nou? Hulle het nie 'n klou wat maak jy met 'n babietjie nie. Hulle weet niks van melk gee en van doeke omry en al daai goeders nie. Maar hulle besluit toe kyk, hier sou iets gedoen word, hierdie babietjie skree. En om stil te kyk, moet jy ook droog gemaak word, of hy moet 'n melk kry, maar iets moet hulle begin doen. En so begin hulle onderneem onder mekaar. Hierdie rowwe, vloekende massa mans. Besluit hulle, maar ons gaan nou die kleintjie beurt te maak, om na die kleintjie te kyk. En so het elkeen 'n beurt gekry. En as die klomp nou verbykom, en almal sê, shh, wie is 'n rassie, slaap. Wanneer keer sê, jy kyk so vloekie, jy kind hoor. Jy sal begin in minder vloek, minder raas, minder opstandig wees, en minder te kere gaan. En s'avonds na werk, dan hoe gaan dit met baba? Is jy oké? Wanneer is dit nie my weer? En so stelselmatig het hierdie babietjie die hele gemeenskap verander. Van mense wat rof en onbeskuld was, na mense wat omgee, na mense wat sympathiek is. Dit is wat Jesus wil kom doen. Die babietjie van Kersfees was gebore, so daar in ons gemeenskap, in ons hart en in ons lewens iets kan gebeur. Dat ons kan ontslae raak van hierdie valse ligte waarna ons so baie keer vashou, om regtig vir hom die ware lig weer plek te kom maak in ons lewe. Kersfees is nie net eet persente nie. Kersfees is weer 'n ontmoeting om te gaan stil raak en sê, Here, watter rol speel U in my lewe? Is die babietjie wat gekom het na my, die ruwe, rowwe mens, die sondige wese, en julle moet kom vra dat Kersfees by die betekenis lê van weer eens 'n nuwe ontmoeting, 'n nuwe verhouding, 'n nuwe lewe saam met U. Ons het so baie valse ligte in ons lewe. Baie van ons sê, ag ek het 'n werk, ek is uitgesorg. Ek het 'n inkomste, ek is okay. Tot jy jou werk verloor. As jy nee, ek lewe op my rente is genoeg. Tot die rente so daal dat jy op die kapitaal moet begin lewe. Vra maar van my. Ons het so baie basiese probleme. En dinge wat ons vir onsself toe-eien. Ons sê vir onsself, nee, ek is slim genoeg, ek is nie geworried nie, ek kan het aangaan. Terwyl jou planne nie meer uitwerk nie. My gesondheid is nog oké, ek is so fiks op my ouderdom. Totdat die ouderdom jou slaan en jy begin 'n lewe van 'n handvol pille. Terwyl jy nie meer die trappe van jou huis kan opklim nie. Nee, ek het 'n klomp vriende, ek is lekker, het gaan goed in my lewe, ek is jy bol, jou luid, is lekker, ek het baie vriende, baie pelle, is braai, ons gaan te kere. Terwyl jy eendag agterkom, pelle is ook nie meer pelle nie. Daar is baie mensgemaakte liggies wat nutteloos is. Soos 'n kers sonder 'n put. Beteken niks. Nutteloos. Soos 'n paar flits waarvan die batterye pap is. Towwe ligte wat nie skyn nie. En daarom is vir ons 'n teks wat vir my en vir jou kom sê, ons het 'n groter en baie meer betekenisvolle lig nodig. En die Bybel sê vir ons vanmôre, Jesus is die lig. Jesus is die lig. Vir wie? Sy volgende teks dan sê vers 9, hy sê vir elke mens. Vir elke mens is daar hoop. Die ware lig wat elke mens verlig, vir my, vir jou. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat omstandighede in jou lewe nie, maak nie saak wat jy in jou lewe aangevang het, en daarom wil ons almal ons kop en skaap dat sê. Maar dit is verby en die Here kom sê vir jou is ek die ware lig. Die ware lig. Hy het gekom om op Kersfees deel van ons te kom word. Die skrywer Søren Kierkegaard het my geleentheid so 'n verhaaltjie vertel van 'n prins wat wil vrou soek. Maar nou sê ek 'n bietjie meer verstandig. Ek wil nie 'n vrou hê wat agter my status en my geld en al die blinkgoeders van my koninkryk aan hê nie. Ek wil 'n vrou hê wat vir my lief is.
Wat vir my belangrik is, wat vir wie ek nommer 1 is, nie die ander blinkgoed van die koninkryk nie. En eendag toe hy nou daar op sy koninkryk afry, kom hy by 'n landery en daar is 'n klomp mense aan die werk. En hy sien tussen die mense daar 'n pragtige meisie. Maar sy is 'n arbeider, sy werk met arbeidersklere, haar hande is grof, songebak. Maar toe hy sien, toe weet hy, dis my vrou daar. Dis my vrou daar. Maak nie saak of sy 'n arbeider is, maak nie saak wat 'n status sy het nie, dis my vrou daar. Maar hoe gaan ek by haar kom? As sy nou agterkom, ek is die prinses, dan gaan sy hele houding verander. Toe gaan hy, en hy gaan trek om arbeidersklere aan. En hy begin saamwerk. Grou in die grond, werk in die harde son. Paartjies laat so 'n bietjie nader en daar, so 'n bietjie nader en daar. En so begin hulle gesels. So begin hulle mekaar ontmoet. So begin hulle mekaar leer ken. En nou ken ons die einde van die storieetjie. And they lived happily ever after. So het Jesus gekom, om juist in hierdie wêreld, in ons velle te kom inklim. Vir my en vir jou, maak nie saak wie jy is nie, om deel te kan word van ons. Om soos ons te word, ongeag ons swakhede en ons tekortkominge. Hy is die bruidegom, wat vir ons die bruid kom haal het, en kom gereed maak het. Jy weet nie, dit was juist die probleem met die fariseërs. Dat sê, hierdie Jesus wat is die hiervoor sien, is nie die een wat ons wil hê nie. Ons wil hierdie Messias hê nie. Hy meng met prostituie. Hy is met die sondaars besig, hy eet met tollenaars, hy is met die verwerkers van die samelewing besig, die blindes, die dobbels, die kriepeles, die melaatses. Nee, hy is nie goed genoeg nie. Terwyl Jesus juist gesê het, ek kom juist vir slegte mense. Ek kom juist vir mense wat hulle self nie kan help nie. Ons ken die bekende Kersfeesliedjie, Santa Claus is coming to town. Waar gaan dit daar? Dan gaan nou na Santa Claus of Kersvader en sê, het julle gehuil? En was julle stout? Dan gaan julle nie persente kry nie. Nie Jesus Christus nie, nee. Hy is nie Santa Claus nie, hy is nie Kersvader nie. Hy sê nie as jy soet was en jy iets kry nie. Hy sê, ek kom vir elkeen van julle, ongeag wie jy is. Ongeag. Matteus 9, ek het nie gekom en regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Vers 12, hoofstuk 1. My kosbaarste vers in my Bybel. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. 1965, ek ben daar geskryf. Maar om Dirk, dat hom aan te geneem het. Ek hoop jou naam staan daar. Ek hoop jy kan jou naam daar gaan skryf, dat jy vir Jesus aangeneem het as die Here van jou lewe. As die een wat jou lewe kon verander het. As die een wat nie net voor die Kersfeesboom gebly het nie, maar wat aangegaan het die dag na Kersfees, en die lig van Kersfees geword het in jou lewe, so jy vandag en môre en oormôre en in 2022 kan aangaan en sê, Jesus is my lig. Maak nie saak hoe vrot ek is vir hom nie. Maak nie saak hoe sleg ek is nie. Hy is daar vir my. Dat is die storie van Rose Crawford, wat vir 50 jaar blind was. 50 jaar in duisternis en donkerte geleef het. Toe sê 'n dokter van maar, daar is 'n operasie wat ons kan maak om jou oë weer reg te kry. Sy het gegaan en die operasie is gedoen en baie suksesvol. En toe sê haar oë oopmaak. En sy sien kleur, lig, mense. Toe skree sy wonderlik, fantasties. Wat was die jammerte geweest? Dat daardie eksperiment wat hulle met die oë gehad het, was 20 jaar terug al ontwerp. Sy kon 20 jaar terug al gesien het, maar sy het nie geweet nie. En so stap mense vir jare en jare in donkerte en duisternis, terwyl die ware lig beskikbaar is. Dit is daar vir elkeen. Kersfees 2021 is verby. Wat bly oor? 'n verlepte Kersfeesboom, klomp vervroegde Kerspapiere, veel borde, swart sakke by die drom. Of is dit vir ons juist in Kersfees 21 die begin van 'n lewe saam met Jesus?
Te kan sê, maak nie saak wat in my lewe gebeur het nie, maak nie saak wat gebeur het voor die tyd nie. Ek maak myself gereed vir 2022. Daarom sê ek die Here dankie dat Kersfees voor Nuwejaars aankom. Want Kersfees wat my kom sê, maak reg met die lig van die wêreld. Maak reg met Jesus Christus. Want sonder hom kan jy 2022 nie ingaan nie. Dan gaan dit net nog donkerder en nog meer duisternis in jou lewe kry. Dan gaan dit net nog slegter met jou gaan. Maar stap saam met Jesus 2022 binne. Die een wat aan die kruis gesterf het vir jou. Die een wat van jou Kersfees laat vier het. Die een in die krippie van Bethlehem. Om vir jou, vir my, 'n nuwe lewe te begin. Saam stap met Jesus in sy teenwoordigheid. Dat hy kan voorloop. Dat hy vir my kan hoop gee as dinge vir my te veel raak. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Is hy vanmôre die lig in jou lewe? Amen. Heilige Vader, as ons vanmôre voor U kom buig, dan sê ons U dankie. Dat U vir verlepte, vervrommelde, slegte mense hoop kom gee. Dankie vir Kersfees 2021, want ons sing oor die kindjie in Bethlehem, ons sing oor die stille nag, kom sê, alle getroues, kom. Maar Here, nou is Kersfees verby, en nou stap ons vorentoe. Dankie dat ons juist vanmôre kan weet, ons stap saam met U. Kom vat ons hand, Here. Wees vir ons die lig, die ware lig. Here, ja, ons erken vanmôre, daar's valse ligte, ons is soos 'n kers onder 'n put, ons beteken niks. Maar Here, kom vanmôre ook en kom help ons om te ontslae te raak en weg te ruim en weg te gooi alles wat vals is. En die ware lig, Jesus Christus, in ons lewens te kry. Kom Here Jesus, kom. Ons het U nodig. Amen. Kom ons sing gesang 354. 354. Ons sing van al drie die verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly tot 'n lengte van dae. Amen.
is dit weer die tyd van die jaar waar almal wil fees vier want Jesus verjaar. Kom kinders, laat ons Kersliedjies sing. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Kersfeestyd, reg oor die wêreld, laat daar 'n liggie vir elke mens skyn. Kersfeestyd, reg oor die land, laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Nou is die tyd om dankie te sê. Laat die wil geskied, dis wat ons wil hê. Kom kinders, laat ons Kersliedjies sing. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd.